storie wat ek vanaand vir jou wil vertel, is van 'n seun wat nie die aand wou gaan slaap het. Nou dit is nou 'n algemene probleem, veral as jy nou kinders vat op 'n toer, sê maar jy vat hulle nou om 'n rugby te gaan speel vir 'n naweek, en dan het ons nou ook 'n oorslapery wat daarmee gepaard gaan. Nou ek onthou baie goed, en ek praat nou van 20 jaar gelede, dink ek, het was hier by 2002 rond, meer as 20 jaar dan, het ek hierdie wonderlike rugby span gehad, en daar was die A en die B span, dan het alle opponente van die, absoluut van die veld af gespeel, en 'n baie talentvolle klomp kinders gewees. Een van hulle het later vir die Proteas cricket gespeel, maar hy was net so 'n goeie rugby speler ook gewees. Hy was my losskakel, ek onthou dit so goed, maar die keer toe vat ek hulle nou daarna Verliesdorp toe, en daar gaan ons toe nou 'n wedstryd speel, en dan gaan ons die aand nou oor, daar lekker braai en kuier, en dan oorslaap, en die volgende oggend kom ons terug. En so het ek 'n klomp van die ouers ook saamgevat. Dit was altyd my belangrik om die ouers ook saam te vat, en dan kuier mens lekker, en jy bou bande met hulle, en jy begin mekaar se hart leer ken, en sien, maar ons het almal maar dieselfde doel, en dit is om maar net die beste vir die kinders te gee, en om vir hulle geleenthede te skep, en al sulke goed, so ek het altyd die toertjie, een keer 'n jaar, het ek nou so 'n uitslaap toer gereël vir my rugby spanne, en dit was altyd vir my hoogtepunt gewees, so die vrydagmiddag dan na skool, gewoonlik ek kry so 'n uur af van skool, want ons moet nou die verpad vat, wat klaar vir die kinders 'n groot opgewondenheid is, om net 'n uur vroeër uit die skool uit te gaan op 'n Vrydag, en dan vat ek nou die bus gelaai. Die keer as ek gesê het, was ons Verliesdorp toe, en daar het ons toe teen hulle gaan rugby speel, en die wat vir Verliesdorp ken, De Villiers-Graaf, baie goeie skool, en ook baie sterk met sport, en baie georiënteerd ook is met sport ensovoorts, en goeie, reputasie ook het as 'n skool wat goeie sport doen, cricket, rugby, atletiek, al daai, netbal, al daai tipe van dinge. Nou hulle daar 'n sport, ek wil nie sê sportstadium gehad nie, maar sport fasiliteit wat hulle Akedispark genoem het, en hy is natuurlik vandag nog steeds Akedispark, en is inderdaad, daar was baie akedisse op 'n stadium, dis waar die naam vandaan kom. Die skoolse kinders staan ook bekend as die akedissies, en dis daar groot compliment as jy akedis of akedissie is, en daarom is dit, dink ek, met groot, deernis terug aan die dae, toe ek nog 'n akedis was, maar die keer, toe ons nou die aand, het ons nou lekker gebraai, die ouers was almal daar by mekaar, en daar het van die skoolse ouers, wat nou ons kinders teen gespeel het ook nou die aand kom saamkuier, soos om nou so lekker groot besigheid. Natuurlik het die kinders, hulle het hulle self gehad uitgeniet. Kyk, ons het kinders, ons het seuns en meisies daar gehad, en so min of meer ewe groot, dit was omtrent so 'n groep van 60, en nou ja, daar het die wonderlike klaphuis, so aan die linkerkant is die meisies nou ingeslaap daar in die badkamers, en die seuns het nou aan die regterkant geslaap, daar is hulle in hulle badkamers, of aantrekkamers, of wat jy het ook al wil noem. So het hulle self nou thuis gemaak met hulle komberse, en hulle slaapsakke, en hulle matrassie, en al die goed, hulle het nou vir hulle self mooi uitgepak, want ek het vir hulle gesê, gemaak nou eers julle beddens reg, en stort, en dan kan julle nou, na die rugby, dan kan julle nou begin speel. Nou, dan hoef ek hulle nie meer verder besig te hou nie, want hulle is letterlik daar onder ons toesig, en hulle is daar op die rugbyveld, alles is daar, en is baie veilige situasie ook. Nou kan jy self indink, hulle het omtrent hulle gate uitgespeel. Net toe dit nou hier so laat aan word, jy weet die groot mense, toe nou, al die kinders hier by 11 se kant, ons hulle nou in die bed gesit, ons het hulle nou toegelaat om 'n bietjie later op te bly, en dit is nou opgewondenheid, en so het hulle almal, die seuns nou in hulle plek toe, die dogters na hulle plek toe, na die groot mense, die kuier toe nog so 'n bietjie, en so by 12 se kant, toe besluit die groot mense, okay, dis ook nou tyd vir ons om te gaan inklim in die bed, en ons het ook vir ons lekker sommer daar in die onthaalgedeelte, die oop area gedeelte, het ons toe van ons gaan lekker ook ons gaan thuis maak met ons bed, ons matrasse en al die goed. Maar nou is ons nou, al die ligte so af, alles is stil, en nou kyk ons, hoor ons, maar hier's nou, by die seuns is hier nou 'n gewoel. Die kinders wil nie tot rus te kom nie. So staan ek op, en dan gaan maak hulle stil, en kry hulle rustig, en dan is hulle, ek is seker nie 5 minute in die bed hier, dan moet ek weer opstaan, en later aan te sien nie een van die ouers, maar hierdie storie sukkel, en hy staan ook op, en hy gaan skel ook daar op die seuns, dat hulle moet nou stil raak, maar dit werk toe nou ook nie, en dis toe dat
hierdie vriend van ons, sy naam was Phil, hy gaan toe besluit, maar nou het hy nou genoeg gehad van die kinders wat in so lawaai, want dit is nou al eerder in die oggend, en hy is ook nou al moeg, hy wil ook slaap, en hy staan op, en hy gaan daar, en hy gaan kyk daar, nou wie is nou, hy vraag soms die kinders, wie is nou die een wat so woelig is, en gauw wys die kinders ook nou uit, wie dit is, en hy sê vir die mannetjie, kom, en so staan die mannetjie, en hy sê, bring jou beddegoed saam, nou kom hy met sy beddegoed, nou sê half bekommerd en versigtig oor wat nou gaan gebeur, toe sê die oom, nou kom slaap die langs my, net reg langs hom, maar wat almal geweet het, is dat hy kon verskriklik snork, en soms soos in behoorlik, ek het nog nie gehoor dat iemand so kan snork, nou hy het dit geweet, en dus toe die seun, toe nou langs hom het thuis maak, en wat om 4 toe begin snork, en soos het later, 1 uur later, hy kan nie in die slaap raak, om 4 snork, en so het hy later, toe kom hy na my, hy sê, meneer, hy maak my wakker, ek kan nie slaap, meneer, die oom snork, ek sê, nee, jy dan nou moeilikheid gemaakt, jy wil nou in die stil gebleid, jy moet nou maar lee daar, nou gaan lee weer, en as ek weer so 1/2 uur so later, dan kom hy weer na my, sê, asseblief, meneer, ek kan nie slaap, en die oom snork te veel, en ek sê vir hom, maar goed, gaan jy nou op stil lee daar, want toe is het nou doodste lawe die sees, gaan jy nou op stil lee daar, en nie weer lawaai maak, hy sê, meneer, ek beloof, ek sal doodstil, ek sal gaan slaap, ek sal niemand meer die bed te dou nie, ek kan net nie langer by hom vir jou lee nie, asseblief meneer, dat ek net kan gaan lee daar tussen my maat, dan sal ek kan slaap. Nou ja, nou praat jy al van 2 uur in die oggend man, want dit is so gesikkel is met die snorkerij, en nou met die kinders wat in die bed kom nie. Dis moes nou maar wat gebeur, as kinders moes nou so uitslaap op so aand, of as hulle dan nou selfs vir 'n week ook, daar is sport, sal ek sê, wat hulle het, as het donker raak, met al die stout goed en die goed wat hulle aanvang, jy weet wat julle altyd gedoen het, so, ja, so het die kinders maar ook sulke goed gedoen, en dit is natuurlijk deel van die lekkerte gewees van so 'n naweek, die kinders kon nou maar so 'n bietjie stout wees, 'n bietjie ondeend wees, hulle kon nou maar so 'n bietjie later gaan slaap, maar die volgende oggend, 7 uur, toe jaag ons hulle allemaal in die bed uit, nou moet jy sien, hoe swart, die spil wat nou tot 1 uur toe nog gebaljaar het, en wat die tot rust wil kom, en nou moet jy hulle sien, hulle kan amper nie hulle beddegoed by mekaar maak, jy wil sê net, kom, pak op, rol op, hy slaapsak, in die bus, ons luis toe, en toe is hulle vroeg so, en hy vroeg, dit was amper so, as hulle so zombies is, dan vat jy hulle maar so in die skouwers, en jy help maar so met die slaapsak opvou en sulke goed, dan stuur jy om in die bus, en dan sit jy om in die bus, en dan is hy skaars in die bus, dan val hy kopie, dan is hy weg, en dan so tussen hulle by die huis gaan aflaat, die oggend, en hulle was so moeg gewees, dat hulle ouers moet kom help het, om hulle in die bussies te laai, in die karre, en blijkbaar hy maandag, toe vraag vir die kinders, nou, julle toe nou by die huis gekom, nou, weer lekker gaan speel, as ek sê, nee, ons het gaan slaap, ons het eers, sy net opgestaan, om wakker geword, om iets te eet, en ons weer gaan slaap, en eers die volgende oggend wakker geword, nou ja, dit was die keer wat ek, met die kinders, so lekker gaan kuier het, en, ag, dit is altyd een hoogtepunt, lekker saam met die ouers, lekker saam met die kinders, en dan beleef een mens nou sulke goed, wat jy net kan beleef, as jy saam met kinders sulke goed doen, jy was dalk een van die, wat so stout was, en wat miskien